Here, ek vertrou op U, en U genade en U goedheid bring my altyd na aan U, teen aan U. En daarom as ek vanmôre U naam kom bely, is dit met 'n dankbaarheid in my hart en vrede in my binneste. U die almagtige Vader in wie se hand ek leef, U die Seun, die Verlosser, die Gesalfde, wat my van my sondes bevry het, en U die Heilige Gees, wat deur my werk 'n krag oneindig groot. Aan U behoort die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek wil vandag 'n gedeelte met U deel uit Handelinge 8, die afgelope paar weke, Pinkstertyd, die uitstorting van die Heilige Gees, staan ons stil by 'n oomblik wat ook ons lewens verander het. En ek gaan vandag vir jou sê, hoekom ek dit sê, want wat daardie mense beleef het en waarin hulle geleef het, leef ek en jy vandag steeds in. En vandag lees ons uit Handelinge 8, en ons lees vanaf vers 1, ons lees uit die 2020 vertaling op bladsy 147 van my Bybel. Saulus het die moord op Stefanus goedgekeur. Op daardie dag het daar 'n ewige vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan. En almal behalwe die apostels is deur die streke van Judea en Samaria verstrooi. Vrome manne het Stefanus begrawe en uitermate oor hom gerou. Maar Saulus het die gemeente probeer uitroei, deur huis na huis binne te dring, mans sowel as vroue na buite te sleep en hulle in die tronk te laat gooi. Die wat verstrooi is, het rondgetrek en die evangeliewoord verkondig. En Filippus het na 'n stad in Samaria gegaan en die Christus aan hulle verkondig. En toe die skare Filippus se woorde hoor en die tekens sien wat hy doen, het hulle eenparig aandag gegee aan wat hy sê. Want die onreine geeste het in baie mense, het met 'n groot geskreeu uit hulle uitgegaan en talle verlamdes en krepeles is genees. En daar het groot vreugde in daardie stad geheers. Ons lees vandag net tot hier, geliefdes. Terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë. Here, ek ken U en ek kan getuig van U. Ek kan praat met mense naby my en ek kan praat met mense wat ver van my af is. Ek kan probeer om hulle nader te trek na U toe met my woorde en juist met my optrede. Ek weet, dit is nie altyd maklik nie, Here. Maar in my leef geloof en hoop wat net van U afkom. Daarom bely ek U grootheid. Ek bely U naam. Ek bely U as drie-enige God van my lewe. 'n Vader wat alles geskep het en steeds onderhou. 'n Seun, Jesus Christus, wat in alle eenvoud gekom het, uit 'n maagd gebore is, wat gelei het vir wat hy gebring het, aan 'n kruis opgehang is, in 'n graf gelos is, maar opgestaan het en opgevaar het en weer gaan terugkeer. 'n Heilige Gees wat my waardig ag om 'n woonplek te maak. 'n Heilige Gees wat deur my werk en wat baie keer met my moet werk. Het is wonderlik om te bely dat ek deel is van 'n heilige algemene Christelike kerk dwars oor die wêreld, Here. In elke land klink dieselfde boodskap in soveel tale. Dankie dat ek ook mag uitsien na die ewigheid wat kom na 'n tyd hier uitgeloop het.
Dankie dat my dood 'n oorwonne dood is. Dankie dat die ewigheid vir my 'n werklikheid is, Here. En miskien lag mense daaroor en miskien dink hulle ek klou aan iets vas wat net 'n mite is. Maar ek is op pad. Ek is op pad na hierdie ewigheid toe. Ons bid vanmôre vir mekaar, Here. Ons bid vir diegene wat baie seer het. Ons bid vir soveel mense wat verlies ervaar, nou al vir weke. Ons bid vir mense wat 'n nuwe hoofstuk in die gesig staar van hulle lewens. Ons bid vir geliefdes wat in hierdie week 'n moeilike diagnose ontvang het. Ons bid vir ons kinders. Spesifiek as hulle nou so 'n bietjie met vakansie is, Here. Ons bid dat hierdie geloof wat klaar in hulle harte gevestig is, sal vas staan en diep sal ingewortel wees. Ons bid vir ons familie, ver, maar ook hier. Ons bid vir ons geloofsfamilie. Ons bid vir ons broeders en susters in Christus. Dankie dat ons vandag kan deel hê aan 'n erediens waar ons mekaar se liefde kan ervaar. Mekaar se hande kan aangryp wat uitgesteek word. Dankie dat U ons seën. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie Here vir U oorvloed waarin ons leef. Dankie Here ook vir U troos as ons stikkend is. Gebruik dan nou hierdie geleentheid om ook met ons te werk. Wanneer ons diep berou het, ook dikwels vir die kere wat ons wegdwaal, afdwaal, U seermaak en U ken nie, U misken, U genade goedkoop maak, vergewe ons, Here. Want U vergifnis maak ons vry. Gebruik nou hierdie paar minute om weer eens 'n boodskap so in ons harte te kom vasmaak, Here, dat ons daarin kan leef. Amen. In Handelinge 1, vers 9, kry jy een van die belangrikste verse in die woord van die Here. Handelinge 1, vers 9. In een vers word opgesom die laaste ding wat Jesus gedoen het op aarde. Wat was die laaste ding wat hy gedoen het op aarde? Hy het opgevaar. En dis wat Handelinge 1 vir ons sê, 'n paar goed wat gebeur het. Handelinge 1 sê, hy is opgeneem voor hulle oë. En 'n wolk het hom toe kom wegneem, sodat hulle hom nie verder gesien het nie. En dan staan daar in die volgende gedeelte, hulle het stil bly kyk terwyl dit gebeur. En nie eens agtergekom, daar staan 2 mans by hulle, wat uiteindelik vir hulle gevra het, hoekom staan julle so en kyk, soos wat hy gegaan het, sal hy ook weer kom. Dis die goed wat in Handelinge 1 vers 9 gebeur. Maar eintlik begin hierdie vers op 'n ander plek. Want hierdie vers word ingelei met woorde waarmee mense gewoonlik 'n sin begin nie. Die vers word ingelei met die woorde, terwyl hy dit sê, is hy opgeneem voor hulle oë, het 'n wolk hom verberg, kon hom nie verder sien nie. Terwyl hy dit sê. Mens begin nie 'n sin met terwyl hy dit sê nie. Nie as jy nie weet wat gesê is nie. En dan besef 'n mens die boodskap hierin, jy kan nie na die hemelvaart van Jesus kyk en dit losmaak van vers 8 nie. Jy kan nie sê wat gebeur het of sien wat gebeur het en dit wat in vers 8 gesê is nie ook sê nie. Wat het Jesus in Handelinge 1 vers 8 gesê net voor sy hemelvaart terwyl hy opvaar? 'n Wonderlike boodskap. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom
En julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria, tot by die uiteindes van die wêreld. Soos jy die vers verder wil inkleer, daar terwyl hy dit gesê het, dis wat hy gesê het. Dit was Jesus se laaste woorde op aarde. Nie dit is volbring nie. Want daai graf wat hy leeg agtergelos, sy laaste woorde ooit op aarde, voor sy terugkoms. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Dit was sy laaste woorde. En dan besef 'n mens, die hele boek Handelinge gaan daaroor dat hierdie woorde vervul word. Die boek Handelinge gaan nie oor die handelinge van die apostels of die handelinge van Paulus nie. Dit gaan oor die handelinge van die Heilige Gees. Dit gaan oor die besig wees van die Heilige Gees. Wat gebeur toe net na hierdie woorde? Na die hemelvaart 10 dae later, die Heilige Gees word uitgestort. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. 10 dae later gebeur dit. Nou wil ek vir jou sê, uitstort is eintlik 'n vreemde woord as jy oor God praat, is dit nie? Want die Heilige Gees is nie sommer maar net iets nie. Die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid van God. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hoe stort jy vir God uit? En dis wat baie ouens vashak met die Heilige Gees wat uitgestort word, asof dit die eerste keer is dat jy met die Gees van God te doen het. Dis nie waar nie. Baie mense beskou hierdie oomblik, die uitstorting van die Gees, as Jesus se tyd wat nou verby is, en die Heilige Gees wat kom aanmeld en sê, ek is hier, ek is nou vir die eerste keer hier. Dis nie waar nie. Jy kry te doen met die Gees van God, in die tweede vers al in die Bybel, Genesis 1 vers 2. Die aarde was woes en leeg, en God het oor die donker waters gesweef deur sy Gees. Die Heilige Gees was altyd oral teenwoordig, selfs met die groot trek uit Egipte uit. Daar is so 'n mooi perspektief op dit, Jesaja 63, waar die volk in ballingskap sit en sê, kom ons kyk 'n bietjie terug. Kom ons verlang 'n bietjie. Kom ons gaan loer 'n bietjie deur die fotoalbums. Kom ons gaan kyk terug na die tyd toe God en Moses saam met die volk was. En dan vra hulle die vraag, waar is hy nou, wat sy kudde saam met hulle herder droogvoets deur die water gebring het? En dan kom die volgende opmerking, hy wat die Heilige Gees onder hulle gegee het. Dis die Heilige Gees wat hulle daardeur gedra het. Dis die Heilige Gees wat elke profeet gevul het voor 'n moeilike opdrag. Was die Heilige Gees wat teenwoordig was met elke nuwe koning wat gesalf was. Een van hulle, Dawid. En kyk, Dawid kon maar skryf. Gee so 'n mooi oomblik weer in Psalm 51 vers 12. Luister 'n bietjie hierna as hy sê, Here, skep vir my 'n rein hart. Vernuwe my gees. En maak my standvastig. Moet my nie van U af wegdryf nie. En moet U Heilige Gees nie van my af wegvat nie. Is dit nie 'n gebed wat ons elke dag maar kan bid nie? Here, skep vir my 'n rein hart. Vernuwe my gees. Maak my standvastig. Moet my nie van U af wegdryf nie. Moet U Heilige Gees nie van my af wegvat nie. Maar nou gebeur Pinkster. Die Heilige Gees word uitgestort. 'n nuwe hoofstuk breek aan en 'n nuwe fase breek aan. Hoekom sê ek dit? Want die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort word, toe word alle deure oopgegooi. En alle mure word platgeslaan en elke grensdraad word stikkend gebreek en elke ding wat skeiding gebring het, verdwyn ewe skielik. Hoekom sê ek dit? Want die dag toe die Heilige Gees kom, toe sê die Here, almal
is welkom. En daarom is uitstort toe uiteindelik die regte werkwoord ontneem van 'n profeet Joël eeue terug wat gesê het, aan die einde van die dag sal God sy gees oor alle mense uitstort. Julle seuns en dogters sal profete wees. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Dis wat op Pinkster gebeur. Die gees van God gooi deure oop. Die gees van God word uitgestort op alle mense. En 'n paar weke terug het ons gesien in daai klein kamertjie kom die stormwindgeleide en die vuurtonge en dan 'n spiltale wat niemand voorheen nog gepraat het nie. En jy kan agterkom, die gees is nou vir alle mense, want alle mense staan toe nader en hoor hulle eie tale. En hoor 'n boodskap oor die Here in hulle eie tale. God se genade en God se verlossing word vertaal in alle tale. As jy Handelinge 2 lees, dan kom jy agter, daar is so 17 verskillende volke wat neergeskryf is vir die dag teenwoordig was en nader staan en hulle eie taal hoor, maar ek dink daar was baie meer gewees. Dis maar nie die ouens wat neergeskryf is. Die dag toe die Heilige Gees uitgestort word op alle mense. Toe kom die uitnodiging. Kom luister. Kom deel. Kom stap saam. Nooit voorheen het dit gebeur nie. Nooit voorheen kon almal deel kry nie. Nooit voorheen was mense so gerad en gereed om te ontvang wat die Here vir hulle gegee het nie. Nooit voorheen was almal welkom nie. Die dag toe die Heilige Gees kom, weer eens kom, toe word die mure platgeslaan. En 'n mooi ding gebeur daar die dag. Op daardie oomblik, toe die Heilige Gees kom, en mense aanvanklik dink, dis 'n spildronk mense 9:00 die oggend in daai kamertjie, en hulle nader staan en hulle met 'n wonderlike begin besef, dis in hulle eie taal wat hulle hierdie reddingsboodskap hoor, toe gebeur daar iets. Toe staan Petrus op en hy sê, die Here wat julle gekruisig het as 'n verraaier, het God koning gemaak. Hy het hom as redder en Heer gesalf. En Petrus het skaars klaar gepraat, dus daar is spul mense wat sê, maar wat moet ons doen om deel te word? Op daai dag word daar 'n gemeente gestig in Jerusalem. As jy wil weet waar die eerste Christelike gemeente gestig is op daai dag, en dis nie 'n klein dingetjie gewees nie. Baie keer dink 'n mens die gemeentetjies in daai tyd is 'n paar gelowiges wat mekaar in vrees en bewering aangekleef het. Op daai dag word 3000 mense tot die gemeente gevoeg. Dis nie 'n klein besigheidjie nie. Dis nie 'n klein storieetjie nie. Dis 'n makro gemeente. En dis die wonder van daai dag, daar word 'n gemeente gestig tussen al die gevare. En hy groei verskriklik, want daar gebeur mooi goed in daai gemeente. As jy wil sien hoe lyk daai gemeente, Handelinge 2, die laaste paar verse, maar dis 'n preek op sy eie. Mooi dinge gebeur in Jerusalem. Dit gaan verskriklik goed in daai gemeente. Maak nie saak wie sê wat nie, maak nie saak hoe groot die gevare is nie, maak nie saak of jou mense nie meer met jou wil praat wat Jode is en jy is ewe skielik 'n Christen nie. Dit gaan goed in daai gemeente. Hulle kyk na mekaar, hulle broei mekaar warm, hulle sorg vir mekaar, hulle is gemeenskaplike maaltye, daar's liefde, daar's genade, daar's sorg. Maar dan gebeur daar iets. Dit gaan so goed in daai gemeente in Jerusalem, dat het lyk asof die mense vergeet het wat Jesus gesê het net voor sy hemelvaart. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem
maar ook in Judea, Samaria, tot by die uithoeke van die wêreld. Dit gaan goed in die gemeente in Jerusalem. Dit is lekker om deel te wees van daai gemeente. Dit is gerieflik om versorg te word in daai gemeente. Dit is gemaklik om te wees in daai gemeente, sodat niemand uit daai gemeente beweeg na Judea toe, na Samaria toe, na die wêreld toe, wat eintlik verskriklik honger is nie. Alles gebeur net in Jerusalem. Daar is herlewing in Jerusalem. Daar is sorg in Jerusalem. Daar is goeie prediker in Jerusalem. Daar is apostels in Jerusalem. Die Here se woorde so bietjie vergete. Maar dan gebeur daar iets. En is ek en jy nie ook maar dikwels die mense wat sê, God werk op vreemde maniere nie, is dit nie? Ons het dit al in ons lywe gevoel, in ons harte beleef. God werk dikwels op vreemde maniere. Goed wat ek self nie sou kies nie, goed wat ek self nie sou doen nie, goed wat ek self nie oor my eie pad sou bring nie. Wat gebeur in Jerusalem met hierdie groot sterk gemeente? Die eerste mens verloor sy lewe vir sy geloof. Stefanus word deur die Jode buite die stad gesleep en met klippe doodgegooi. En dit is asof hierdie oomblik die groen lig gee vir die res van die spul wat hierdie gemeente dopgehou het, om eenvoudig bossies te raak. 'n Helse vervolging breek los. Dis asof mense om hierdie gemeente net gewag het vir die regte oomblik om los te brand op hierdie gemeente. En 'n ou met die naam van Saulus is die voorbok. Hy ruik bloed. Sleep mense uit hulle huise uit, gaan gooi hulle in die tronk, saai wanorde, saai vrees, saai bedreiging. Wat gebeur? Die gelowiges wat ewe skielik swaar kry, wat ellende beleef, wat lyding beleef, besef hulle kan nie verder hier bly nie. En hulle vlug letterlik met hulle klere aan hulle lywe. Daar's nie tyd om huis toe te gaan, 'n sak te pak, 'n sak op die rug te gooi, 'n donkie op te saal en pad te vat nie. Jy vlug letterlik met die klere aan jou lyf en met die geloof in jou hart. Hulle hande is dalk leeg, maar hulle harte is vol. Hulle vlug met leë hande en vol harte. En oral waar hulle heen vlug, waar hulle skuiling gaan soek, waar hulle van voor af moet begin, praat hierdie volle harte met die mense wat daar is. Hulle kan nie stil bly nie. Al beleef hulle ellende. As 'n mooi beeld hieroor, soos 'n groot gloeiende bak vol kool, en dan vat jy 'n lekker vet graaf en jy gooi daai graaf, en oralste waar daai koeltjie val, is daar 'n nuwe vuurtjie wat stig. Dis wat toe nou hier gebeur. Ondanks hulle ongemak, hulle onsekerheid, hulle verlies, daar gaan die evangelie. Daar word Jesus se woorde waar. Getuies in Jerusalem, Judea, Samaria, tot die uithoeke van die wêreld. En weet jy wat hier gebeur is eintlik onnatuurlik, bonatuurlik. Want waar het jy nou iemand gesien wat alles verloor, wat vir sy lewe moet vlug, wat van vooraf moet begin, wat ellende beleef, wat alles moes los, en daai persoon getuig van die sorg van die Here. Onthou die Here se woorde. Julle sal krag
ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Daai krag maak nie sin vir die wêreld hier buite nie. Daai krag dra vir jou op plekke waar jy nie meer kan loop nie. Daai krag vul jou met vrede in die middel van 'n storm. Ek meet myself baie keer in hierdie oomblik. Dit gaan baie goed met my teenoor hierdie ouens. Ek het nog nie 'n stukkie van hulle verlies ervaar nie. Ek moet nie vlug vir my lewe nie. Maar hoe klink ek as ek my mond oopmaak? Hoe klink ek daar waar die Here my wil gebruik? Hoe klink ek daar waar ek 'n gloeiende kool moet wees? Ek is eerlik met myself. Daar waar ek val, is daar baie keer nie geloofsvure en hoopvure wat ontbrand nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit maak ons toe gereed vir nog 'n wonderwerk. Een met die naam Samaria. Dis asof Jesus 'n bietjie moedswillig was toe hy gesê het, julle sal getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Almal sou die uithoeke van die wêreld wou kies. En miskien Judea waar Jerusalem geleef was, net nie Samaria nie. Want die Samaritane was die mees gehate mense vir die Jode. Op 'n stadium was hulle een. Maar toe word hierdie 10 stamme weggevoer deur Assirië en toe hulle terugkom, toe is hulle vol okkulte, vol bygelowe, en vol ander gode. Die Jode het hulle gehaat. Dis net Jesus wat so nou en dan deur Samaria getrek het. Hardkoppig het hulle gesê hy is. In Samaria het geen Jood ooit 'n voet gesit nie. Behalwe tot nou. Toe hierdie spul vlug, toe vlug hulle ook in Samaria in. En 'n man met die naam Filippus bevind hom in 'n dorpie. En soos die ander wat gevlug het, vertel hy ook van die vuur wat in hom leef. En hierdie ouens is eensgesind vasgevang in hierdie woorde. En dan gebeur dinge. Mense raak gesond, lammes loop, en die onreinheid wat daar ronddwarrel, verdwyn. En dan besef jy, groot blydskap vers 8. Want Jesus is nou ook die Here van die Samaritane. Wie het gedink na 1000 jaar van stryd, Samaritane ook welkom. Hierdie stukkie bemoedig my vandag, is dit nie? Want almal van ons ken maar iemand vir wie jy nie veel hoop het nie. Almal van ons weet van iemand wat 'n mens dink die kans dat hierdie persoon ooit na die Here toe gaan draai is eintlik so min. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die Heilige Gees gooi deure oop, slaan mure plat, pluk grensdrade uit. Wanneer die Heilige Gees werk, is die onmoontlike ook moontlik. Wanneer die Heilige Gees werk, is daar voortdurende geboorte, 'n nuwe mens, ware disipel, nie net een in belydenis nie, maar een in dade en woorde. So word selfs die mure tussen Jood en Samaritaan afgebreek die dag. Mense wat mekaar gehaat het, vat hande, mense wat mekaar verfoei het,
word een in die naam van Jesus. Mense wat met woede aan mekaar gedink het, deel in die Here se vreugde. Op 'n stadium is daar 'n gedeelte waar Jesus en sy disippels deur Samaria trek voor sy dood. En die ouens wil hulle nie slaapplek gee nie. En die disippels is so kwaad dat hulle die Samaritane met vuur wil verdelg. Hier word die Heilige Gees uitgestort. Daar val 'n paar koeltjies van Jerusalem se kant af, ook in Samaria. Daar's 'n nuwe vuur wat nie verdelg nie, maar wat uitnooi. Wat my bring by 'n laaste woord, 'n laaste oomblik. Waar brand die vuur in jou lewe? Brand die vuur nog op jou tong, wat wil wreek? Is dit nog 'n vuur van vergelding, van wraak, van woede? Of brand die vuur in jou hart? 'n Vuur wat sê, kom nader. Die Here is ook hier vir jou. Jy sien my vriend, dis maklik om Jesus na te volg. Judas Iskariot het dit ook gedoen. Hy het vir Jesus duisende kilometers nagevolg, sonder dat hy werklik in die Here wou leef. Welkom by die krag van die Heilige Gees, waar skape herders word, waar vrug sigbaar word, waar God verheerlik word. Amen. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot die uithoeke van die wêreld. Ons sit hier in 'n deel van die wêreld, Here, wat dikwels nie eers op wêreldkaarte verskyn nie. Laat ons ook hier U laaste woorde uitleef, totdat U terugkeer. Amen. Ontvang die seën van die Here, en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen bly wees. Amen.